groet vir jou in die naam van Jesus Christus, ons koning, verlosser en saligmaker. Baie hartlik welkom, liewe vriende, vanmôre by Uit die Woord Digitaal se Sondag Erediens. Op so 'n pragtige dag kan ons nie anders as om die Here te loof en te prys en te aanbid nie, want hy's goed vir elkeen van ons, hy's lief vir ons en hy's by ons en in ons elke dag op ons lewenspad. Mag vanmôre se boodskap ook vir jou tot baie groot seën wees. Uit die Woord Digitaal is 'n onafhanklike bedieningsplatform wat omgee vir alle mense. Alle kinders van die Here is ook baie welkom om in te skakel by ons YouTube-kanaal en by ons WhatsApp-groepe. Dit is alles gratis. As jy graag 'n daaglikse oordeenking van ons wil ontvang, is jy baie welkom. Ons stuur dit elke dag gratis uit op ons WhatsApp-groepe en meer as 10,000 mense per dag ontvang hierdie oggendoordenkings. As jy daarvan wil deel word, kan jy net vir ons jou naam en jou selfoonnommer stuur na die nommer wat hier op die skerm is en ons sal vir jou byvoeg by een van ons groepe. Dan wil ons vanmôre baie dankie sê dat jy deel is van ons bedieningsplatform en dat jy ook vir ons 'n finansiële ondersteuning gee. Dit help ons om voort te gaan, om programme en eredienste soos hierdie op te neem en uit te saai, maar ook om die woord van die Here met almal te kan deel. Dankie vir jou skenking en donasie, ons waardeer dit. Nou liewe vriende, op hierdie pragtige Sondagmôre is dit my voorreg om die woord van die Here met jou te deel. Kom ons word stil voor die Here, dan begin ons hierdie mooi geleentheid in sy naam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre op hierdie Sondagoggend U naam kan aanroep in gebed. Ons prys U want U is almagtig en ons loof U want U is liefdevol en U het U seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur om met ons as mense 'n nuwe begin te maak. Dankie vir U woord wat U aan ons kom gee het en wat U deur die Heilige Gees aan ons kom openbaar het. Open vandag ons harte vir U woord, Here. Praat met ons vandag, bemoedig ons, versterk ons en laat U naam vandag deur ons lewens verheerlik word. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre saam praat oor 'n baie aktuële tema wat ek glo dat jy as mens en as Christen dalk ook in jou lewe oor al geworstel het. En vandag handel ons oor die tema: waarom laat God swaar kry toe? Baie mense sê dat God 'n God van liefde is. En as hy 'n God van liefde is, dan moet hy alles swaar kry, alle onheil, alle siekte, alle pyn van ons af wegkeer. En nou gebeur dit nie so in die lewe nie. En dan begin mense twyfel in hulle geloof en hulle wonder, waar's die Here? Hoekom red hy my nie? Hoekom gee hy nie dat dit altyd net goed gaan in my lewe nie? Baie mense worstel met hierdie vraag. Nou, hierdie is een van die moeilikste vrae waarmee gelowiges deur alle eeue nog geworstel het. Maar ek en jy moet weet dat in hierdie wêreld ons in 'n sondige bestaan lewe. Swaar kry is deel van hierdie wêreld. Dit tref ryk en arm, groot en klein, gelowig en ongelowig, en niemand is gevrywaar van swaar kry nie. Nêrens in die Bybel sien ons dit ook, dat wanneer jy kind van die Here word, die Here jou gaan vrywaar van swaar kry nie. Inteendeel, daar is baie tekste in die woord wat vir ons aandui dat swaar kry nie net deel van ons aardse bestaan is nie, maar in die besonder ook van kinders van die Here se lewe. Die dag toe jy kind van die Here geword het, het jy aangeteken vir swaar kry, vir moeilike omstandighede. Ons lewe in 'n sondige bestaan en ek en jy moet weet dat swaar kry deel daarvan is. Nou, die wêreld sien swaar kry en pyn as sinloos, terwyl 'n kind van God dit deur die geloof, die lens van 'n geloof sien, as iets wat God gebruik om hom nader na ons toe te bring. Nou kom ons gaan vanmôre saam lees net eers een vers
uit die woord van die Here voordat ons verder gaan en gaan kyk na wat se doel God het met swaar kry in 'n mens se lewe. Nou Paulus skryf hierdie vers in Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Liewe vriende, vanmôre gaan ons na 12 geestelike redes kyk waarom God swaar kry en pyn toelaat in 'n mens se lewe. En hoe elkeen van hierdie redes wat ons uit die woord van die Here kry, 'n goddelike doel dra in 'n mens se lewe. Nou die heel eerste ding wat ons vanmôre moet weet, as ons oor hierdie tema praat, waarom laat God swaar kry toe? Die eerste ding wat ons moet weet, is dat swaar kry en pyn is God se liefdevolle dissipline. Nou daar in Hebreërs 12 vers 6 staan die volgende woorde: Die Here tugtig hom, of tugtig die wat hom liefhet. Die Here tugtig die wat hy liefhet. Nou God se tugtiging is nie wreed nie. Dit is nie liefdeloos nie. Dit is juis 'n vorm van liefde. God wil deur tugtiging vir jou en my nader trek na hom toe. Net soos wat 'n pa sy kind dissiplineer deur hom of haar te tugtig, is dit 'n leerproses. Dit is 'n manier waar God swaar kry gebruik om ons op die regte pad te bring en ons geloof nog sterker te maak. So dit is die eerste belangrike ding wat ek en jy moet weet. Wanneer jy deur moeilike tye in jou lewe gaan, moenie vra, Here, waarom straf U my nie? Maar vra eerder, Here, wat wil U vir my leer? Elke pynlike oomblik in jou lewe is 'n uitnodiging tot verandering, tot vernuwing en tot geestelike groei. En daarom moet ek en jy weet, dit is 'n leerproses. Wanneer ons deur swaar kry gaan, wanneer ons pyn, siekte en hartseer belewe. Die tweede belangrike ding wat die Here se woord ons leer is, swaar kry en pyn wil ons lei in ons lewe tot nederigheid. Nou ons weet daar in 2 Korintiërs 12 vers 7 skryf Paulus onder andere van iets wat baie swaar vir hom in sy lewe was. Hy noem dit vir hom 'n doring in die vlees en hy het tot God gebid om dit van hom af weg te neem. Maar kom ons gaan lees wat staan daar in vers 7. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee. 3 maal het ek tot die Here gebid, dat hy dit vir my sou wegneem, maar die Here se antwoord aan my was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Selfs hierdie groot apostel Paulus, wat 'n wonderlike kind van die Here was en 'n groot werktuig in God se hand was, moes in tye van swaar kry leer dat dit noodsaaklik was dat hy deur hierdie tye sou gaan, sodat alle trots uit sy hart uit weggeneem kan word en hy nederigheid kon leer. God gebruik swaar kry, pyn, lyding om ons nederig te hou en ons afhanklikheid aan hom te leer. Daarom sê die Here vir Paulus, toe Paulus bid, Here, neem hierdie doring uit my vlees weg, sê die Here vir hom, nee Paulus, ek neem nie hierdie doring uit jou vlees weg nie, want my genade is vir jou genoeg. En daarby moet ek en jy ook in ons lewe berus. God neem nie altyd die swaar kry weg nie. Ja, soms doen hy dit, maar hy doen dit nie altyd nie. En dan moet ek en jy daarin berus en vir die Here vra, wat wil U vir my hierin leer? Ek weet U het 'n plan vir my lewe, want my of U genade is vir my genoeg. Wanneer jy swak voel, broeder en suster, besef dat jou swakheid die ruimte skep
waarin God se krag in jou hart en in jou lewe kan werk. Jy's nie alleen in jou swaar kry nie, maar God is in jou en hy's by jou. Hy weet wat jy beleef en wat jy ervaar in jou lewe. Daarom moet jy in nederigheid voor hom buig. Bid tot God, nie soos ek wil nie, Here, maar soos U wil. Dan, liewe broeder en suster, is ons derde punt waarby ons stil staan vanmôre. Swaar kry en pyn bevorder geestelike groei. Romeine 5 vers 3 tot 4 sê die volgende: Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof. Swaar kry is daardie geestelike oefening van die siel. Wanneer jy na die gym toe gaan om te gaan oefen, dan oefen jy jou spiere sodat hulle sterk kan word. En uiteindelik, wanneer ek en jy swaar kry, is dit ons geestelike oefening sodat ons kan groei in ons geestelike lewe. Daarom, broeder en suster, laat jou pyn jou nie bitter maak nie, maar beter. Elke toets in jou lewe is 'n geleentheid vir karaktervorming en geloofsverdieping. Jy sal wel aan die ander kant uitkom. Swaar kry kweek volharding, en volharding egtheid van geloof. Nou kom ons kyk na ons vierde punt vanmôre. Waarom laat God soms die swaar kry toe in ons lewe? Om ons te help om Jesus Christus te volg. Nou in 1 Petrus 4 vers 1 en 2 staan hierdie woorde: Omdat Christus gelei het, moet julle weet, dat die wat liggaamlik ly, met die sonde afreken. Vir die res van ons aardse bestaan, word ons lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. Met ander woorde, Jesus het die pad van lyding geloop. Nie omdat hy moes nie, maar omdat hy dit wou doen, omdat hy ons liefhet. En die Bybel leer ons dat ons kruise moet opneem en Jesus moet volg. En dit beteken, om soos hy, ook bereid te kan wees om in swaar kry aan ons Here vas te hou en end uit te kan volhard. Wanneer ons pyn dra, dan volg ons in Jesus se voetstappe. Ons word geroep om sy gesindheid te hê, om soos Jesus te wees. Ons moet gehoorsaam wees in die goeie tye en die swaar kry tye. Ons moet sagmoedigheid in die hart hê en ons moet vertroue in die hart hê, al kry ons swaar. Dan in die vyfde plek, swaar kry en pyn trek ons nader na God toe. Kyk byvoorbeeld na die lewe van Job. Hy was 'n diep gelowige man van God. En toe toets die Here hom. Daar's beproewing in sy lewe. Job het al sy besittings verloor in 'n oomblik. Al sy kinders, al 10 sy kinders is op een dag dood. Sweere het uitgebreek op hom. Hy sit in pyn en lyding in sak en as. Hy verwerp in hierdie tyd nooit vir God nie, maar hy gryp meer aan God vas. God kom en hy wys vir Job wie hy is. En in Job 42 vers 5 staan: Nou het my oog u gesien. Job het God leer ken op 'n dieper manier. Nie deur voorspoed nie, maar deur swaar kry, deur lyding, deur pyn. En dit het hom nader na God toe gebring. Wanneer alles om jou in mekaar tuimel, broeder en suster, hou vas aan die wete dat God jou nooit sal verlaat nie. Maar hy openbaar homself op 'n manier wat jy nog nooit geken het nie. Die Here sê in Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dan in die 6de plek, Jakobus 1 vers 2 tot 4 sê, ag dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerlei versoekings en beproewings val. Want daar is 'n toets wat besig is. God wil kyk wat maak jy. Dis maklik om die Here te dien as dit goed gaan met jou. Maar wat gaan gebeur as dit swaar gaan? Gaan jy nou die Here verwerp omdat dit swaar gaan? Dit is nie ware geloof nie.
God wil ons somtyds toets in ons lewe. Swaar kry, lyding, pyn, toets en versterk ons geloof. Elke storm wat jy oorleef, maak jou wortels dieper in Jesus. Maar dit maak jou ook sterker in die geloof en dit bring meer vastigheid en standvastigheid in Jesus, jou verlosser. Moenie bid net in maklike omstandighede nie, maar bid met 'n standvastige hart, selfs al gaan dit bitter swaar in jou lewe. Onthou, die Here is besig om met jou te werk. Dit sê Jakobus hoofstuk 1 vir ons. Dan in die 7de plek, swaar kry en pyn verdiep ook ons deernis vir ander. Jy's nie die enigste mens wat swaar kry in hierdie lewe nie. Daar's baie mense wat baie erger probleme en swaar kry as jy het. In 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4 staan daar: Hy troos ons, sodat ons ander kan troos. Ons word instrumente van troos wanneer ons self vertroos word deur God in ons swaar kry. Jou wonde kan iemand anders se genesing wees. Jou uitkoms kan vir iemand anders 'n getuienis wees. Want onthou, swaar kry gaan nie vir ewig aan nie. Een of ander tyd gaan jy daardeur wees, dan sal dit beter gaan. Maar dan moet ek en jy ook na die tyd, wanneer die Here uitkoms aan ons kom bied het, gaan getuig oor sy goedheid en hoe die Here ons daardeur gedra het. Gebruik jou swaar kry en al jou pynlike ervarings as 'n bedieningsveld. Wie beter as jy kan iemand verstaan wat deur donker dieptes en donker valleie stap as jy self daardeur was. En God wil jou so gebruik in sy koninkryk om 'n verskil te maak. Daarom laat hy soms swaar kry in jou lewe toe. Dan in die 8ste plek, liewe broeder en suster, swaar kry en pyn openbaar God se doel ook in jou lewe. In Romeine 8 vers 28 staan daar: God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Hy gebruik nie net die goeie dinge om vir jou alles ten goeie te laat meewerk nie, maar hy gebruik ook die slegte dinge om jou sterker te maak, beter te maak, meer insig te gee, jou geloof te versterk, jou op hom in te skakel en in die besonder nederigheid te leer. Niks gebeur in hierdie wêreld buite God se plan nie. Selfs die stukkies van jou lewe wat jy nie nou verstaan nie en wat jy dalk vra, maar Here, hoekom gebeur dit? Selfs dit gebruik die Here uiteindelik om 'n goeie doel in jou lewe na vore te bring. Hy gaan sy hand oor jou hou. Maak nie saak wat gebeur nie. Daarom, kyk terug op jou lewe. Hoeveel keer het jy nie al pynlike ervarings in jou lewe gehad, waarin uiteindelik wonderlike seëninge na vore getree het nie? Vertrou God, dat hy die groter prentjie sien, wat jy dalk nie op hierdie stadium sien nie, en dat hy die beste vir jou in jou lewe wil hê, al moet jy nou deur swaar kry gaan. Dan in die 9de plek, swaar kry en pyn skei ons van sondige gewoontes. Nou, wanneer ons ly, broeder en suster, sê 1 Petrus 4 vers 1, begin ons anders dink oor wat regtig saak maak in hierdie wêreld. Ja, soms is my en jou fokus nie reg nie. Of ons neem verkeerde besluite, ons neem selfsugtige besluite, of ons gaan doelbewus sonde doen. En dan gebeur dit dat ons die gevolge van daardie verkeerde besluite moet dra. Pyn breek deur. Valse begeertes tree na vore. En uiteindelik wanneer die Here deur ons hierdie dinge laat gaan, dan lei hy ons terug na 'n lewe van heiligheid. Die Here wil nie hê dat jy verkeerde besluite moet neem nie. Maar partykeer is ek en jy hardkoppig en laat die Here jou toe om daardie pad te loop sodat jy 'n les kan leer. Maar hy sal jou weer terugbring daar waar jy moet wees as jy bereid is om hom te vertrou met jou lewe. 'n Tyd van swaar kry en 'n tyd van lyding in jou lewe moet 'n tyd wees om jou hart te ondersoek. Watter dade, watter gewoontes of gesindhede moet ek aflê
om meer soos Jesus te wees. Daarom laat swaar kry soms in jou lewe, die Here swaar kry in jou lewe toe. En ek en jy moet dit gelowig aanvaar. Dan in die 10de plek, swaar kry en pyn versterk ons hoop op die ewige lewe. Romeine 8 vers 18 sê, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die ewige heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Hierdie wêreld is vol lyding en vol swaar kry, maar dit berei ons voor vir die ewige lewe. Dit kweek volharding. Swaar kry, lyding en pyn herinner ons dat hierdie wêreld nie ons finale bestemming is nie. Ons hoop lê in die ewige heerlikheid, in die toekoms, by Jesus, by God, waar daar geen trane of pyn ooit sal wees nie. Wanneer jy moed wil begin verloor in jou lewe, kyk op. Nie na wat jy verloor het nie, maar wat voor lê. Elke traan vandag is 'n belofte van vreugde wat môre in Christus gevind sal word. En daarom, hou moed. In die 11de plek, swaar kry en pyn leer ons ook die waarde van gebed. Weet jy, dit gaan baie keer so met 'n mens, dat wanneer dit goed gaan met jou, dan vergeet ons om te bid. Of ons prewel sommer net 'n gebedjie net om my gewete te sus. Maar die oomblik wanneer ek swaar kry, dan begin ek ernstig bid. Ek tree meer in vir gebed. My hart is swaar, my gemoed is swaar en ek wil dit vir die Here vertel. Filippense 4 vers 6 sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Swaar kry bring ons dikwels terug op ons knieë voor God, sodat ons afhanklik voor hom kan wees en ons afhanklikheid voor hom kan erken en sodat ons kan weet dat ons krag in hom lê. In gebed vind ons vrede wat alle verstand te bowe gaan. As pyn jou nie na gebed toe dryf nie, sal dit jou totaal en al leeg laat. Laat jou trane 'n gebed word. God hoor selfs woorde wat jy nie kan sê nie. Dan, in die 12de plek, swaar kry en pyn leer ons dat God redding bied en uitkoms bring. Psalm 34 vers 8 sê, as die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes van hart. Hy help die moedeloses. God gebruik dikwels die diepste seer in jou lewe om vir jou te gaan wys hoe naby hy aan jou is en wys dan aan jou sy redding en sy uitkoms. Daarom laat God soms swaar kry in jou lewe toe. En daarna kan jy getuig oor sy goedheid en dat hy inderdaad 'n God is wat gebede verhoor en redding gee. Ek en jy moet aan ander mense gaan vertel wat God in ons lewe gedoen het toe dit swaar gegaan het. Ons moet gaan vertel hoe God ons gedra het deur die pyn. Jou getuienis kan iemand anders ook na Jesus toe lei. Nou swaar kry is nie die vyand van geloof nie, broeder en suster. Dit is dikwels die instrument waarmee God ons kom heilig maak. Soos goud deur vuur gelouter moet word, gesmelt moet word, deur 'n suiweringsproses moet gaan, sodat dit suiwer goud kan wees. Net so moet my en jou lewe ook daardeur gaan, sodat ons geloof suiwer kan wees tot eer van God. Romeine 8 vers 28 herinner ons, alles werk ten goeie mee vir hulle wat God liefhet. Ja, selfs in jou pyn, selfs in jou swaar kry, selfs in jou verliese, ja ook in jou siekte. God gebruik alles in jou lewe om jou nader te trek na Jesus Christus toe, die een wat self die pyn gedra het, ja selfs jou pyn kom dra het, sodat jy sy vrede kan beleef
en kan ervaar. Liewe vriende, by hierdie mooi geleentheid glo ek dat die Here hierdie boodskap van vandag vir jou in jou hart sal kom bevestig en sal kom bekragtig, dat jy in swaar kry nie moedeloos sal word en begin twyfel en die Here verwyd nie, maar gebruik dit as 'n geleentheid om nader aan God te groei. Hier het die Here vandag vir ons 12 dinge vanuit sy woord kom noem. Hoekom hy swaar kry soms toelaat in 'n mens se lewe? Dit gaan ter wille daarvan dat jy meer heilig vir hom sal wees, dat jy sal volhard in die geloof, dat jy sterker kan word, jou karakter gebou kan word, en dat jy uiteindelik sy vrede en redding kan beleef en kan sien in sy lewe. Mag die Here vir jou in jou lewe elke dag vashou. En as jy vandag in 'n tyd van lyding en swaar kry is, weet dat daar baie mense is wat vir jou bid. Ja, hier by Uit die Woord Digitaal sal ons ook vir jou bid. Kom ons ondersteun mekaar. Kom ons neem God se woord vandag ter harte. En ons maak dit ons eie. En ons weet, ons God is by ons. Ons lewe is in sy hande. Niks kan ons daaruit uitruk nie. En ons sal triomfeer omdat Christus oorwin het. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanmôre hierdie mooi boodskap vanuit u woord kon hoor. 'n Boodskap wat op elkeen van ons lewens van toepassing is. Here, ons erken in hierdie wêreld kry ons almal swaar een of ander tyd in ons lewe. En vanmôre wil ons vir almal kom bid wat deur tye van beproewing, swaar kry, lyding, siekte, pyn en hartseer gaan. Bemoedig ons, Here, deur die Heilige Gees. Laat u woord vandag vir ons die gids wees en die lig vir ons pad, dat ons kan weet hoe om swaar kry te verstaan en hoe om swaar kry in ons lewe te gebruik om nog meer vir u te lewe. Maar dankie dat u ons ook kom bemoedig en vertroos vandag deur u woord. Ons wil ons lewe aan u kom toewy vandag en met 'n gelowige hart gryp ons vandag meer aan u vas, o Here. U wat die koning van ons harte is en die Here van ons lewe. Seën ons ook in die komende week en vul elke dag ons harte met u vrede. Sterk ons in die geloof en laat ons elke dag met die oog op Jesus Christus triomferend lewe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie dat u vanmôre by ons ingeskakel het. Mag die Here vir u seën en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.